Familiekerk, Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. My vrede sing, my lewe dans, my vryheid skree, my vreugde ras, my vrede sing, my lewe dans, my vryheid skree, my vreugde ras, my vrede sing, my lewe dans, my vryheid skree, my vreugde ras, my vrede sing, my lewe Môre familiekerk.
Baie welkom vanoggend hier by ons aanlyn diens. Dit is baie lekker om by julle te wees en die boodskap vir julle te bring. Aanlyn, ongelukkig dat hulle nie vandag join in die kerk nie, maar ek is excited om vir julle die woord te bring wat ek glo God op my hart gelê het vir die kerk vir vandag. So kom ons sluit net die oë en draai die diens van hom op. Hemelse Vader, Pa, baie dankie dat ons vandag in die teenwoordigheid kan inkom en kan luister na dit wat U vir ons wil sê. Here, dankie dat ja Vader, dat U liefde vir ons is so groot en dat U vir ons Jesus Christus gegee het, Here, en ek bid dat vandag, Here, in hierdie diens en wanneer ons praat dat die naam van Jesus Christus verheerlik sal word en dat alles wat hy vir ons gedoen het, Here, dat ons dit sal ontvang, Here, as 'n genade en 'n dankoffer. Ons sê vir U dankie. Ons bless hierdie diens en die woorde daarvan. Amen. Goed. So vandag se tema is wie is Jesus vir jou? En dit is 'n baie belangrike vraag want as ons gaan kyk reg deur die Bybel, het sommige mense het geglo dat Jesus was die Messias, sy disippels. Sommige mense het geglo dat hy is 'n profeet. Sommige mense het gedink dat hy is maar net 'n rogue preacher. En ander mense het gedink hy is van die duiwel af. Hulle het gesê hy is absoluut besig om mense om die bos te lei. En ons sien dat hierdie hele spektrum speel af in die tyd wat Jesus op aarde was. Maar wat so belangrik is as ons gaan kyk, elkeen van hierdie verskillende mense, die mate tot wat hulle geglo het wie Jesus was die mate tot wat hulle kon ontvang het. Ons sien dat die mense wat geglo het dat hy absoluut God is en sê jy hoef nie eers 'n woord te spreek nie, sê nie die woord en my diensknegt sal genees word. Vir hulle sê Jesus Christus, ek het nog nooit sulke groot geloof gesien nie, gaan en jou seun of jou slaaf sal lewe. En dan lees ons van mense wat in sy tuisdorp was, en dit sê dat Jesus het na hulle toe ook gegaan om wanneer toe sy bediening begin het hy na hulle toe gegaan om die mense te genees wat in sy tuisdorp was. Maar dan sê dit, die Bybel sê, and he could not do many miracles there because of their unbelief. Jy sien, hy het nie geglo dat hy is die Messias nie. Hy het gesê, nee, maar ons het hom gesien groot word hier by ons. Hy is maar net een van ons. Hy is nie regtig wie hy sê hy is nie. En daarom, as gevolg van daai ongeloof, kon hulle nie ontvang wie hy is nie. So, ons sien dat die mate tot wat ons kan ontvang van Jesus is die mate tot wat ons glo wie hy vir ons is. Dis die mate tot wat ons glo wat hy vir ons kom doen het en daai woorde wat hy gespreek het, die mate tot wat ons dit invat en wat ons dit ons eie maak. So vandag se preek gaan oor wie sê jy is Jesus Christus? Is hy vir jou God? Is hy die een wat vandag langs aan die regterhand van God sit en wat hy sê, we are wrapped up in Christ, ons is sy body, hy is die head? Of is hy 'n storie, iemand wat jy van lees in die Bybel? Ek hoop dat dit is vir jou en vir my ons alles. Ek hoop dit vir my en vir jou, ek hoop vir jou is Jesus Christus die fondasie, die begin, die einde. Ek hoop dat hy is vir jou alles wat jy nodig het in jou lewe, want dit is regtig wie hy vir jou wil wees. Ek wil vandag gaan kyk na 'n spesifieke skrif wat 4 goeders uitlig van wat Jesus Christus vir ons kom doen het, wie hy en wat hy vir ons kom wees het, om het so te stel. So die skrif sê, and Jesus Christ has been made unto us wisdom, righteousness, sanctification and redemption. Daai 4 goed. En kom ons gaan kyk 'n bietjie na wat is dit, want dit sê, and Christ has been made unto us wisdom, righteousness, sanctification and redemption. So dit is belangrik vir ons om te gaan sien, maar wat is dit dat ons dit kan ontvang en dat ons dit ons eie kan maak? So nommer 1, Christus word vir ons wysheid gemaak. So, hoe soek die wêreld daarmee na wysheid nie? Almal hardloop agter kennis aan of probeer Google of ChatGPT of gaan sien dokters en finansiële mense en die wêreld soek so na wysheid en probeer so om die lewe te beheer deur kennis. Maar God kom en sê, Christus is vir ons wys. Hy is die
Hy is die begin en die einde van wysheid. Dit sê, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Dit sê dat, by the word the worlds were framed. Christus is die wysheid wat hierdie wêreld geskep het. Hy is nie net iemand wat dit ken nie, hy het dit gemaak. Elke liewe detail, van die kleinste atoom tot die grootste sterrestelsel, het hy gemaak. Hy het alle wysheid. En hy sê, hy het daai wysheid vir ons kom wees. Christ has been made unto us wisdom. Hy kom gee vir ons daai kennis. Nou, daar is 3 aspekte wat ek spesifiek nou wil kyk, wanneer dit kom by wysheid, tipe wysheid wat vir ons belangrik is. Nommer 1, het sê, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hoekom is dit so belangrik dat ons die regte fear of God het, wat vir ons daai wysheid gee? Wel, jy sien, fear is die ding wat meeste van die wêreld omkrap. Fear maak dat ons doen wat ons nie moet doen nie. Dit maak ons sê wat ons nie moet sê nie. Dit maak ons stil bly wanneer ons moet praat. Dit laat ons goeie sê wanneer ons nie goeie moet sê nie. Fear is daai ding wat verwoesting saai in die wêreld. En dis ook die fear van die dood, wat die ultimate fear is. Jesus sê, in die Bybel sê dit, and he will come and the last enemy he will put under his feet, which is death. Want jy sien, daai fear of death dryf soveel van die verkeerde besluite wat mense maak. Maar Christus kom gee vir ons die hoogste vrees. Hy kom sê, jy hoef nie meer die dood te vrees nie. Jy kan nou net vir God vrees. Die Bybel sê in teendeel, dit sê, moenie die een vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, want dis al wat hy kan doen. Vrees die een wat liggaam en siel in die hel kan gooi. Hy is die een wat ons moet vrees, en dit is God. Nou, God is ons pa, en ons hoef nie bang te wees om hel toe te gaan nie. Maar wat hy vir ons wel wil kom wys, is dat wanneer ons hom fear, en hierdie fear is nie 'n bang fear, dit is 'n respect, dit is 'n verplasing van alles wat in die wêreld is, om te sê, God is groter as dit. Wanneer ons dit doen, sit ons onsself bo die wêreld, en ons eer vir God. En ons ontvang daai wysheid, wat God vir ons wil kom gee, wat sê, God is die grootste, hy is die enigste een wat ons hoef voor bang te wees. Ons hoef nie meer bang te wees vir enigiets anders te nie. So dis the fear of the Lord. Jesus kom gee vir ons daai regte fear of God. Die tweede ding, wat die wysheid, wat wysheid vir ons gee is, dit help vir ons om ryk te wees teenoor God. Jy sien, ons 'n mooi storie in die Bybel wat praat van 'n man wat 'n goeie oes gehad het, en dan sê hy, maar hy gaan sy storehouses afbreek, sy barns afbreek en groter barns bou, sodat hy meer kan instoor, en dan gaan sy siel gelukkig wees. En dan sien ons God kom na hom toe, en in die einde, hy sê vir hom, you fool, tonight your soul will be required of you, and then whose will all these things be wat jy bymekaar gemaak. Hy sê, jy het al hierdie goed nou bymekaar gemaak, maar vanaand word jou siel van jou vereis. Wat nou? Jy was 'n fool gewees. En dan eindig daai skripsie, dat ek kan dit gaan lees, dit sê, and so is everyone that is searching after the things of the world, but is not rich towards God. So God wil hê ons moet rich wees towards God. Dit sê, so is anyone that is not rich towards God. Ons wil rich wees towards God. Ons wil eendag eternal fruit hê. Jesus sê, gather up treasure in heaven where moth and rust does not destroy. Gather an eternal treasure. So, die wysheid wat Christus vir ons kom gee, is om to seek first the kingdom of God. God sê, seek first the kingdom of God, and all these things will be added to you. God wil hê dat ons moet wys wees, en eerste die koninkryk van God soek. En wanneer ons Christus ontvang as ons wisdom, dan begin ons nie meer soek na al die goeders wat die wêreld en sy liggies vir ons probeer distrek nie, maar ons soek allereers die koninkryk van God. Ons begin die wysheid van Christus gee vir ons 'n eternal perspective. Dit gee vir ons 'n rede waaroor die lewe eintlik gaan. Dat dit gaan nie oor hierdie aarde wat hier is nie. Al hierdie goeders gaan bly, en die beste wat dit gaan wees is 'n hoopie as. Maar wat ons voor lewe is 'n eternal kingdom, is 'n eternal reward. Nommer 3 daar is, die wisdom van Christus help vir ons om die lewe reg te doen. Reg? Daai wysheid is practical wisdom. Toe Salomo vir God sê, gee vir my, toe God sê, vra my enigiets. Toe sê hy, God gee vir my wysheid. Dit sê eintlik ook, gee my 'n hearing heart. Maar dit verwys na practical wisdom, wisdom om die lewe uit te voer, om die lewe reg te doen. So die wysheid van Christus gee vir ons die manier om die lewe reg te doen. En dit is nie net
'n boekkennis ding, dit is 'n baie persoonlike ding vir my en vir jou. Jy sien, wanneer God met ons werk en hy vir ons wys hoe om die lewe te doen, dan is dit nie 'n generiese dieet wat vir honderde groepe mense moet opgestel word en wat moet die gemiddelde ding uitwerk. Dit is baie spesifiek. God gee vir elkeen van ons 'n baie spesifieke ding om te doen. Hy kom tailor-make jou plan vir jou. Hy kom tailor-make jou dieet vir jou oefenplan, jou verhoudinge, jou werk. Hy kom tailor-make dit vir jou, want hy ken jou en jou situasie die heel beste. Hy ken dit beter wat jy dit ken, beter wat enige expert dit ken. Hy is een wat dit als gemaak het en hy verstaan beide die spiritual realiteite wat in play is, die emotional en die natural realms, verstaan hy in synergie en hy kan ons help om daardeur te werk. Dis die wysheid wat Christus ons wil gee. En kom ons ontvang daai wysheid van hom, sodat ons die regte veer het, sodat ons eers die koninkryk soek vir eternal reward en ook wysheid, praktiese wysheid van hoe om die lewe te doen. Die tweede ding wat Jesus vir ons kom gee is geregtigheid. Wow, geregtigheid is so naby my hart. Dit is die vryspraak wat ons ontvang van ons sonde. Dit is dat ons in right standing kan wees teenoor God. In die Ou Testament moes mense lamme geoffer het. Hulle moes die lam bring, mense moes hulle hande op die lam lê, sodat hulle sonde in die lam sal ingaan en die lam se geregtigheid op hulle sal kom en dan die priester daai lam se nek afgesny en die lam se bloed is uitgegiet en hy is gebrand as 'n sin offering vir God wat sê 'n sweet smelling aroma. Jy sien, God kom wys vir ons daar dat wat Christus vir ons kom doen aan die kruis is hy kom wees ons lam. En hy vat ons sonde op hom sodat ons sy geregtigheid kan ontvang. Die Bybel sê, and he who knew no sin became sin for us that we might become the righteousness of God in Christ. Dit is wat daar gebeur het aan die kruis. Die lam is geoffer, Christus, ons ontvang sy geregtigheid en ons loop weg met iets wat ons nie het nie en hy het gelei vir iets wat hy nie gedoen het nie. The divine exchange, ons sal dit nooit verstaan nie, maar dit is 'n uitbeelding van God se liefde vir jou en vir my en ons moet dit ontvang. Jy sien, righteousness help ons nou om beter te relate met God. Voor dit kon ons nie relate met God nie. Ons kon nie in sy presence ingaan nie. As jy vat in die Ou Testament, almal moes buite die tempel gestaan het en net die hoëpriester kon ingaan in die Holies of Holies en 'n offer doen. Toe kom Christus en hy skeur die veil, ons lees die veil word geskeur toe hy aan die kruis is. Wat 'n mooi prentjie, wat beteken die pad in die allerholies is nou oop vir my en vir jou. Ons kan reguit instap, ons is righteous, God sien nie meer sonde in ons nie. Ons kan reguit instap en 'n persoonlike verhouding met hom hê. Dit is so wonderlik en hy kom lewe binne in ons. So nommer 1, ons kan anders te relate met God, ons kan relate met hom one-to-one, ons kan relate met hom face-to-face. Dis wie ons nou is, ons het direct access tot God. Nommer 2 wat righteousness vir ons gee wanneer ons dit ontvang is, dit help ons om te ontvang van God. Jy sien, in die Ou Testament sê God vir Moses en vir die mense te sê dat hulle moet die wet volhou, die 10 gebooie plus nog 'n klomp ander goeders. En as hulle dit volhou, dan sal hulle geseën wees, want die wet het hulle geregtig gemaak, het hulle righteous gemaak. Maar vandag het Christus gesê, hy sê, kom, I came to fulfill the law. Not to condemn it, but to fulfill it. Why? Sodat ek en jy volle geregtigheid kan ontvang en dus al die seëninge wat kom met daai blessing kan ontvang. Reg? So wanneer ons righteousness ontvang van Christus, het ons access om alles te ontvang wat God vir ons kom gee, al die blessings. You will be the head and not the tail. You will be a lender and not a borrower. Everything that your hand touches will prosper. No sickness will come near your dwelling or be in the midst of you. Dit is al die blessings. Jy kan Deuteronomium 28 gaan lees. 'n Wonderlike stuk scripture wat verduidelik van al die seëninge wat nou my en joune is. Ek wil jou gaan aanraai, gaan lees dit, want dit is joune as jy hierdie geregtigheid ontvang. Nommer 3 is dat geregtigheid help ons om vinniger te recover. Jy sien, elkeen van ons maak nog soms foute, ons stamel nog so nou en dan. Ons val oor ons eie voete en ons voel, Here, ek moes dit nou gedoen het nie, of ek moes dit nou gesê het nie. Maar weet jy wat, geregtigheid help ons om vinniger te recover. Ons hoef nie meer onsself te straf nie, ons hoef nie meer onsself oor die skouer te slaan en te sê, wat het jy gedoen en sleg te voel nie. Nee, ons kan instap, wanneer ons 'n fout maak, kan ons sê, Here, ek is jammer, dit was nie wat ek wou gedoen het nie, maar ek ontvang
my geregtigheid van Jesus Christus. Ek ontvang my vergifnis van sonde wat klaar gedoen is, reg? En ons stap dadelik uit met righteousness. Die Romeine 8 vers 1 sê, there is therefore now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Jy is nie meer condemned nie. Wanneer jy 'n fout gemaak het, claim jy righteousness in Christus en jy beweeg aan. Paulus sê, forgetting the things which have passed, I move on to what is ahead. So, ons kan met geregtigheid vinniger aanbeweeg in Jesus Christus in. Die derde ding, wat Jesus Christus vir ons kom gee is sanctification. Okay. So, sanctification verwys na justification, wat ons het. Okay? So, justification is 'n baie mooi woord. Daar is 'n mooi prentjie wat afspeel in die geregshof, wanneer iemand gejustify word. Die voorbeeld, die prentjie is dat die persoon stap in en word beskuldig en daar's 'n accuser wat hom op die podium sit en hy sê vir die judge, hierdie persoon is skuldig, ons het hom gekry, ons het sy bloed gekry op die crime scene, hy is skuldig. En die judge sê, ek hoor jou, maar bring vir my die verslag dat ek kan sien of dit hy was. En die verslag word gegee en die judge maak dit oop en hy kyk na die verslag en hy sê, hierdie verslag sê dat dit is nie hierdie persoon nie. En hy kyk na jou en na my en hy sê, jy is vry, jy is justified, jy is declared innocent, want dis wat justification beteken, dis sanctification. Jy is declared innocent, jy kan wegstap. Die persoon wat hier was, is nie jy nie. Reg? Dit is wat justification beteken. En dan sê hy, maar wie is hierdie persoon? En dan sit daar iemand anderste, met merke deur sy hande en sy voete, en hy sê, dit was ek gewees. En dan sê die judge, maar jy is klaar veroordeel, en dis Jesus Christus. Jy sien, Jesus Christus kom neem my en jou plek aan die kruis as die sondaar. En hy word gestraf vir daai sonde, en daar kan nie double jeopardy plaasvind nie. En daarom is Jesus Christus vandag langs God en nooit weer gestraf nie, want hy het een keer betaal vir alles. Maar ek en jy stap weg as a justified being, a new creation, wat nooit gesondig het nie. Dit is wat sanctification beteken. Wow, dit is so amazing. Dink aan dat wanneer God na jou kyk, en jy kyk terug, is daar niks agter jou nie. Dit is absoluut skoon en wit. Dit is hoe skoon en vry ek en jy vandag is van sonde. Daar's geen account meer van dit nie. Ons is justified as new beings. Dit sê, being born of Christ, anyone that is born of Christ is a new creation. Amazing. Die tweede ding wat sanctification vir ons gee is, dit maak dat ons pure is, so skoon is dat die Heilige Gees binne in ons kan lewe. Jy sien, in die Ou Testament kon die Heilige Gees net bo op mense gekom het, want hulle was nie purified, hulle was nie sanctified nie. So die Heilige Gees kon op hulle kom, dit sê, the Holy Spirit came upon Samson, en hy het sy goeders gedoen. Maar dit was nooit binne in hom gewees nie, want dit kon nie. Maar in die Nuwe Testament sê dat die Holy Spirit is now within us. Dit sê, we are a temple of the Holy Spirit. Dit kon net gebeur oordat Christus ons gesanctify deur sy bloed. Ons word gesanctify deur die bloed van Jesus Christus, en daarom is ons nou so pure en skoon, dat die Heilige Gees, wat geen sonde kan, wat nie by sonde kan wees nie, kan nou binne in ons wees, want ons het nie meer sonde in ons spiritual beings. Ons spiritual being is nou een met God. En ek en jy kan die Heilige Gees binne in ons ontvang, en hy werk binne in ons en lei ons. So dis 'n wonderlike ding om te hê. Ons hoef nie meer sin-conscious te wees nie, wanneer ons meer en meer bewus raak van die Heilige Gees binne in ons, sien ons dat ons is purified en skoon. En die derde ding van sanctification, wat ook van so wonderlik is ons is set apart vir God. Ons is God se special people, ons is baie spesiaal vir hom, ons is so sanctified, ons is holy. En God reageer op dit, wanneer die wêreld of mense teen ons wil kom. Hy sê, hy veg vir ons. Ek het so 'n mooi storie waar iemand my een keer probeer benadeel het in my loopbaan by Capitec, en die persoon het vir my voor 'n klomp mense gesê dat ek is nie slim genoeg om in sy span te wees, en dit my baie sleg laat voel op daai stadium. Maar God het vir my gesê, moenie bekommerd wees nie, ek sal vir jou veg, ek sal jou vindicate, jy is heilig vir my. En so gebeur dit dat in 'n kort spasie na dit gee die Here vir my 'n wonderlike idee wat verskriklik baie geld maak vir die besigheid, juis in die spasie waar hierdie persoon gewerk het.
En ek implementeer dit en dit word gesien en ek kry 'n geleentheid om voor die executive board die oplossing wat ek uitgedink het te gaan voorlê en ek leer dit uit en almal is baie beïndruk met die werk wat ek gedoen het. En toevallig sit die persoon wat dit vir my gesê het ook in die kamer as een van die heads en sy executive kyk na hom voor al die ander executives en sê, "Hey, hoekom doen William Jan jou werk?" En almal lag vir hom voor dit alles. Nou, ek sê dit nie om die persoon te laat sleg voel nie, maar hy het my verneder voor sy span van mense wat maar op my vlak was. Die Here lig my uit bo 'n hele executive board van 'n bank en verneder die persoon wat my probeer verneder het. So jy sien, die Here veg vir sy kinders. En ons hoef nie bang te wees om vir onsself te probeer veg nie. Hy sal vir ons veg. Die laaste ding wat ek wil aanraak oor wat die Here vir ons kom gee is redemption. Redemption of the purchased possession. Ons was 'n slaaf, ons word nou 'n seun. Wat 'n wonderlike ding om te weet. Ons gaan van slavery na sonship toe. Ons is nie meer angstig oor die lewe en wat dit vir ons inhou nie, want ons het nou 'n Vader wat vooruitkyk vir ons. Ons beweeg in ons inheritance in, ons begin ontvang, ons begin instep in goeders in wat vir ons uiteengesit is. Die Here sê dat we are His workmanship, created in Christ for good works, which God has prepared beforehand, that we should walk in them. Jy sien, 'n slaaf werk altyd om iets te kry, 'n seun het klaar gekry, dis klaar alles syne, hy lewe net in dit wat sy pa vir hom uiteengesit. Ons hoef nie meer bang te wees, ons kan courageous wees en fearless vooruitgaan en die wêreld gaan kanker, want dit is wat ons is. Hy sê, we are heirs according to the promise. Wat is Abraham's promise? A heir of the world. Jy sien, die Here het vir ons die wêreld kom gee. Hy het Christus sê, I have overcome the world. Nou stuur ek julle in en take the kingdom, take the ground. Moenie dat die vyand teen ons kom nie. Ons is nie meer slaves nie, ons is nou sons, ons is brave en ons kanker. Ons het 'n relationship met God as seuns. Ons kan met hom praat en ons kan met hom 'n verhouding hê. Dis wat God wil hê ons moet hê. En hy wil vir ons 'n inheritance gee. Hy het vir elkeen van my en jou 'n wonderlike inheritance. Ons moet net bereid wees om hierdie redemption te accept en te commit tot die proses. Jy sien, die proses is altyd om karakter te vorm. Ek het klein kinders en hulle is my alles wat ek besit is hulle sin, maar hulle is nog nie mature genoeg om dit alles te ontvang nie. Jy sien, God wil hê ons moet mature in ons revelation, sodat hy vir ons hierdie goeders kan gee, sonder dat ons kan seermaak. My kar is my dogtertjie se, maar sy kan nog nie dit ry nie, want sy gaan 'n ongeluk maak en is baie gevaarlik. Maar die dag wat sy groot genoeg is, gaan ek dit vir haar gee met liefde. Jy sien, so wil God vir my en jou elkeen 'n klomp goeders gee deur ons inheritance, maar ons moet commit tot die proses van maturity, sodat hy vir ons die karakter kan inbou, dat ons dit nie sal opmors nie. Die laaste ding wat ek by julle wil los is dat deur redemption ontvang ons sonship en ons ontvang ook die autoriteit van seuns. God wil hê ons moet stap in ons autoriteit as 'n new being, as 'n new creation, as sy kinders. Ons kan heers oor siekte en sonde en armoede en enige iets wat van die vyand af is, enige negatiewe gedagte of slegte emosie. Ons kan heers oor dit alles. Ons kan spreek tot ons situasie en ons kan declare wat ons wil hê moet gebeur. Christus kom gee vir ons daai autoriteit en hy sê, in my naam vra, in my naam spreek en hierdie goed sal gebeur. Petrus kom en sê vir die lamman, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus staan op. En so kan ek en jy tot situasies spreek en sê, in die naam van Jesus Christus verbeter, in die naam van Jesus Christus recover, in die naam van Jesus Christus word genees, verhouding herstel, besigheid wees 'n sukses. Ons het daai autoriteit gekry en ons moet in dit begin stap. So kom ons sluit af en ons kyk na daai 4 goeders. Nommer 1, God Jesus gee vir ons, dit sê, in Christ has been made unto us wisdom. Wisdom, sodat ons die regte fear sal hê, nie vir die wêreld so goed nie, maar vir God. Dat ons eers die koninkryk sal soek en dat ons sal weet hoe om die lewe te doen. Righteousness, sodat ons weet dat ons is vrygespreek, dat ons kan relate tot God as one-to-one. Ons kan alles ontvang wat hy vir ons kom doen het en kom gee het, en ons kan vinnig recover wanneer ons 'n fout maak. Sanctification, om te weet dat ons is justified, skoon gewas, ons is 'n new creation, daar is niks meer teen ons naam nie. Ons is pure, die Heilige Gees bly binne in ons en ons is set apart. Ons is God se holy people en hy veg vir ons. En die laaste een, redemption,
Ons is nie meer 'n slaaf nie, ons is nou seuns. Ons het 'n persoonlike verhouding met God. Ons het 'n inheritance, ons het 'n erfporsie op hierdie aarde en in die hemel wat vir ons uitgesit is, wat net ons in is. En ons het die autoriteit om te heers oor hierdie wêreld en die vyand. So kom ons sluit af. Hemelse Vader, dankie vir vandag en ek bid Vader dat vir elke persoon wat hierdie woord gehoor het, dat hulle sal ontvang wie Jesus Christus is, Vader. Dat hulle sal instep in alles wat hy vir ons kom wees het en kom doen het. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek hoop julle het 'n lekker Sondag verder en hooplik sien ons julle volgende week in die kerk. Lekker dag, bye.